Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die wat die Here se naam misbruik, sal nie ongestraf bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, en die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het hy gesê, dit is 'n gereelde rusdag, en jy moet dit heilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly, woon in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuie teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie die slaaf of slavin, 'n bees of donkie, of enige ander wat aan hom behoort nie. My God kan op die see loop, my God maak deure voor my oop, my God is heerser in my huis, my God is sterk en almagtig, my God is groter as die stryd, aan hom behoort die heerlikheid, en voor hom sal die donker wyk. My God is sterk en almagtig. Is nou vry, oorvloed lewe gee hy my, en elke knie sal voor hom buig, as elke hart getuig, die dood oorwin, ek is nou vry, oorvloed lewe gee hy my, en elke knie sal voor hom buig, as elke hart getuig. My God kan op die see loop, my God maak deure voor my oop, my God is heerser in my huis, my God is sterk en almagtig, my God is groter as die stryd, aan hom behoort die heerlikheid, en voor hom sal die donker wyk, my God is sterk en almagtig.
Maar hy is genadig, hy vergewe sonde. Hy wis sy volk nie uit nie, dikwels het hy sy toorn bedwing en sy gramskap laat losbreek. En hy doen dit nie. Hy het daaraan gedink dat hulle maar net mense is, wind wat verbywaai en nooit weer terugkom nie. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, jou God. Ek groet julle in die naam van die Seun, julle Redder. Ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, ons lewendmaker Heer. Net soos 'n herder uittrek met sy skape en hulle laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hande lei langs stille waters. So is die Here, so het hy ook aan my gedoen. Vanoggend het ek net een versie vir julle, en dit is Filippense 1, vers 21. En dit lees as volg: Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Nou het julle al omgegaan in die lewe. En ons het almal hierdie moet hê siekte. Baie kere word 'n nuwe selfoon vrygestel en dan op die einde van die dag dan besef ons, maar ek wil daai selfoon hê. Ons moet dit hê, want dit is wat my gaan gelukkig maak. Ons is so vasgevang in hierdie moet hê kultuur. Want ons besef, dit is wat ons gelukkig maak. 'n Nuwe kar word vrygestel en ons dink, dit sal nou nogal nice wees om hierdie kar te kan hê. Die ou ene het perfek gewerk, net soos die selfone. Maar ewe skielik wanneer daai nuwe ding ons vasvang, dan moet ons dit hê. Want dit is wat geluk is, om goeders te bekom, om dinge te hê wat ons nie werklik nodig het nie. 'n Mens kan nou maar sien, dis dieselfde met modes ook. Ewe skielik is rompe nie meer goed genoeg nie, maar ons moet nou maar 'n ander tipe mode navolg, want dis wat almal doen, en dis wat ons gelukkig gaan maak. Nou die dag praat ek met 'n groep vriendinne van my, en ek sê vir hulle, dit was vir my so interessant toe ek in Heidelberg inkom, en hier is soos 'n serpie tradisie in hierdie dorpie. Waar ek kom, dra vrouens net serpe. Dit was vir my verskriklik interessant, of dit nou winter was of nou somer was, serpe dra Heidelbergse jongklomp. En so nou en dan dra ek ook maar my serpie. Ons word so in groepsdruk en advertensies oorrompel om die nuutste van die nuutste produkte te hê, dat ons soms vergeet wat ons behoeftes van ons hart is. So, soms loop ons en ons sien mense raak en ons dink, joe, ek wens ek kan ook so kar ry, of sjoef, sy trek dan maar verskriklik mooi aan. En dit lyk so idyllies, dit lyk soos net iets waaraan jy kan droom van. En dan besef 'n mens dat daardie mense is sielsongelukkig. Ons moet besef dat goedere maak jou nie gelukkig nie. As ons nou kan gaan kyk na hierdie onvergenoegdheid, dit raak 'n epidemie. Nou, ek weet nie van wie julle of julle dit weet nie, maar Nieu-Seeland is tans die veiligste plek om in te bly ter wêreld. En die sleg ding van alles, hulle het die hoogste selfmoordsyfer onder tieners.
In die FSA is mense so behep met hulle voorkoms, dat omtrent 1 uit elke 5 vrouens gaan doen plastiese chirurgie. En dan dink 'n mens, maak dit jou werklik gelukkig? Hierdie land wat so verskriklik veilig is, of 'n land wat so verskriklik ryk is, maar die mense is sielsongelukkig met hulle self. Hulle het geen tevredenheid in hulle wese nie. Hulle gaan net aan, en soos wat die volgende ding oppop, dit moet hulle hê. As dit nie 'n nuwe kar is nie, as dit 'n nuwe selfoon, as dit nie 'n nuwe huis is nie, en so gaan dit net aan. Ons moet besef dat jou lewensgeluk hang nie af van wat jy het nie. Die motor in jou huis, die klere in jou kas, se vreugde duur 'n baie, baie klein drukkie. En voordat jy jouself kry, begeer jy net weer. Wanneer gaan ons tevrede raak met dit wat ons het? Wanneer gaan ons vir onsself sê, ek het nou genoeg? Ons het nie nodig om onder hierdie moed hê siekte te ly nie. Wat van ons raak net tevrede? Hierdie moet hê kultuur waarin ons leef, is een groot klugspil. Dit is alles 'n gejaag na wind. Geluk lê mos nie daarin om goed te hê nie. In elk geval dink ek, as jy die basiese het, is jy gelukkig. Om tevrede te wees, moet 'n mens besef, is 'n lewenskuns. Dis so groot lewenskuns, dat mense dit nie verstaan nie. Hulle verstaan nie wat dit is, om gelukkig te wees nie. Die boek Spreuke sê, jy is wys, wanneer jy geleer het om dankbaar te wees met die bietjie of die baie wat jy het, en dan die Here daarvoor te dank. As jy op God se pad stap, is jy bly oor elke stukkie brood wat jy op jou tafel kan neersit. Want jy weet, dit kom uit God se vaderhand uit. Julle sien geliefdes, jou lewensgeluk hang nie daarvan af wanneer jy in 'n kasteel bly nie. Ons moet besef dat wanneer jy by God is jy al baie meer gelukkig as die helfte van die mense in hierdie wêreld. Ek dink ons kan gaan leer by iemand. Iemand wat in die lewe bitter tevrede was met sy lewe. En God moes dit kom regstel by hom. Hy het nie net ingestap en gesê, nou is ek tevrede met alles nie. God moes vir hom kom leer wat tevredenheid is. En daardie persoon is die apostel Paulus. Ek weet nie of julle weet nie, maar die boek Filippense, die brief wat hy geskryf het vir die Filippense, was toe hy in die tronk was. Nou kyk, ek weet nie van julle nie, maar ek was nog nooit in die tronk gewees nie, en ek weet nie of dit daar is nie, maar ek kan net dink, dit is 'n goeie ervaring. Maar vir hierdie Paulus, het hy nog steeds hierdie brief geskryf, terwyl hy in die tronk was.
Daar was geen fees om te vier terwyl hy in hierdie tronk was nie. Paulus was so lank in die tronk, dat hy nie eens geweet het of hy lewendig daar uit gaan kom nie. Maar nogtans skryf hy hierdie brief, en hy sê in Filippense 4 vers 4, en dit is so 'n bekende vers, hy sê, verbly julle in die Here. Hy is so sterk daaroor dat hy dit herhaal en sê, verbly julle. Nou kyk, dit is verskriklik kontrasterend, want in die een kant is hy in die tronk, dit is goor, dit is haaglike omstandighede. En aan die ander kant skryf hy die brief uit die tronk uit en hy sê, maar verbly julle in die Here. Hy herhaal, verbly julle. Ek dink dit moes so skrikkelik moeilik gewees het vir hom, om te besef wat dit is, om jouself in 'n omstandigheid te kry, wat dit met jou broekskeur gaan, en nog in dieselfde asem vir God sê, maar Here, ek verbly my in U. Dink julle self in. Dit moet uiters sleg gewees het, vir hom daai tyd. En die ding is, hy gaan net aan, hy sê, Here, help my, sodat ek kan beter verstaan. En hy skryf in Filippense 1 vers 21, om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Kyk, ek dink dit moet gas gevat het om dit te skryf. Want hy het niks. Kom ons wees ernstig, as jy dronk is, dan het jy niks. En hier sê hy, om te lewe is vir my Christus, en selfs die dood is vir my 'n wins. Nou kom ons breek dit bietjie af. Geluk is Christus. So eenvoudig soos dit. Om gelukkig te wees, is om Christus te hê. 'n lewende verhouding met Christus is om die lewe self te kan hê. Daar is maar niks kosbaarder, belangriker, duurder as hierdie lewendige verhouding met Christus nie. Die vraag egter, geliefdes, waarom waarborg 'n verhouding met Christus ware geluk? En dis 'n goeie vraag om te vra. Waarom is hierdie verhouding wat ek met Christus het, hoekom is dit vir my geluk? Nou Paulus skryf weer en hy sê dat Christus maak jou vry van jou bekommernisse. Hy sê dat wanneer jy jou bekommernisse by God se voete neer laat lê en hom dank dat God dit vir jou op gaan los, dis dan wanneer jy ware geluk ervaar. Dis dan wanneer jy besef, maar hierdie God is 'n werklikheid. Dis ware geluk. Paulus skryf in Filippense 4, 7-8, dat jy moet God so vertrou met alles wat jy het. Jy moet vir hom sê, God, dankie dat U vir my hierdie probleme en bekommernisse kan oplos. Julle sien, God het 'n spesiale vrede wat hy op jou wil laat rus. God gee vir jou hierdie geluk wat 'n nuwe kar jou net nie kan gee nie. Ons moet besef dat wanneer jy hierdie lewendige verhouding met God het,
Dis dan wanneer jy hierdie hemelse vrede op jou lewe het. Dis dan wanneer jy soos Paulus kan sê, my lewe is Christus. Ek het niks nie. My lewe is Christus. Dis my geluk. En selfs nie eers die dood is vir my so erg nie. Selfs die dood is vir my 'n wins. Ek dink ons moet ophou om dinge na te jaag. Want alles kom tog tot niks nie. Ek dink ons moet ophou om te strewe om soos iets te lyk wat jy nie kan wees nie. Gisterand lê ek en ek gaan Google Kim Kardashian. Nou kyk, as julle nie weet wie dit is nie, sy is bekend omdat sy net bekend is. En vrouens het 'n sterk begeerte om soos hierdie vrou te lyk. Selfs al klein sussie wil soos sy lyk. Maar die ding is wat 'n mens moet verstaan is, dat hierdie mense het nie Christus nie, verseker nie. Want as jy Christus het, verstaan jy dat jy so uniek is, en so kosbaar is vir God, en dat jou stempel van God op jou afgedruk is. Jy het nie 'n strewe om te lyk soos iets wat jy nooit in jou lewe sal kan lyk nie. Ons moet besef dat hierdie Christus verhouding skep tevredenheid. Paulus maak dit ook duidelik dat 'n mens moet al die kante van die lewe ken. En hy het al die kante van die lewe geken. Dit het met hom swaar gegaan. Dit het met hom bitterlik goed gegaan. Hy was al arm en hy was al brandarm. En hy was baie, baie ryk gewees. En mens moet besef dat Paulus sê dat sy uiterlike omstandighede maak nie wie hy is nie. Die omstandighede wat rondom hom is, draak hom nie in sy doen en late nie. Hy het so 'n gevestigde verhouding met God en met Christus, dat self die uiterlike waarin hy was en is, hom nie skeel nie. Ons moet besef dat in alle omstandighede was Christus die hartklop van Paulus gewees. Ons moet besef, toe dit oorweldigend goed en in oorvloed met Paulus was hy nie verwaand gewees nie. En toe dit met Paulus bitterlik sleg gaan, het hy nie dik mond rondgeloop en God vervloek nie. Want hy het een ding baie reg gekry in sy lewe. Hy het gesê dat hy is in alles in staat deur Christus wat die bron van krag vir hom is. En ek dink as ons dit kan besef dat al gaan dit met my verskriklik goed en al gaan dit met my broek skeur, moet ons besef dat jy is in alles in staat deur Christus wat vir jou krag gee. En dit is 'n baie bekende versie en baie kere lees mense dit net en hulle verstaan nie regtig die impak wat hulle lees nie. Hulle verstaan nie dat dit is so aangrypend, want daarvandaan kom jou lewensgeluk. Dis as gevolg van Christus wat jy bly is.
nie as gevolg van die serpie om jou nek wat niet is, en jy dit dra nie. Ek dink ons moet besef dat God wil vir ons iets bekend maak, wat ons nie regtig besef nie. God wil vir ons kom wys, my liewe kind, jou lewe is nie in flenters nie. Paulus is 'n baie goeie voorbeeld van hoe om te lewe. Paulus is daai persoon wat vir jou wys dat wanneer dit met hom super sleg gegaan het hy nog steeds daai gemoed om te sê, Here, ek verbly my in hierdie omstandighede. Here, ek weet dat my lewe is net in U. En selfs sterwe ek, is dit vir my 'n wins. En ek dink toe hy daar uitstap, het hy geweet dat hy is in alles in staat. Selfs in die tronk was hy in alles in staat gewees. Ek dink ons moet begin besef wat se mag jy op jou lewe het wanneer jy besef wie Christus werklik is. Vergeet dit om te kyk na ander mense se lewe. En ek kan vir julle verseker, Facebook is seker een van die grootste sondebokke daarvan. Ons kyk so gereeld na ander mense se lewens. Ons is so geneig om te sien, hierdie een is verloof, hierdie een is getroud, wat is verkeerd met my lewe? Hierdie ene draai alweer 'n nuwe Hilux bakkie. En ons is nydig op mekaar. En ons vra vir Here, maar wat op die aarde? Ek sit nou al hierso vir hoeveel jaar op my boerdery en op my besigheid en ek kan nie eens bekostig om my kredietkaart af te betaal nie. Ons het hierdie diep begeertes in ons lewe en God wil vir ons sê, my kind, jy het genoeg. Jy het genoeg, want jy het my in jou lewe. Een nuwe Mercedes gaan nie dit verander nie, glo my. Om 'n blink kar te ry, gaan jou lewensgeluk nie verander nie. Ek wil afsluit. Kom ons gaan deur die lewe soos Paulus. Kom ons raak net tevrede. Kom ons besef wat ons het en wees dankbaar vir wat ons het, want jy kon minder gehad het. Kom ons besef dat ons lewe in Christus is en selfs die dood is vir ons 'n wins. Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie. Nou oom Langpiet is 'n groot boer in Brits. En sy lese op sy boerdery is ook Filippense 4:4, verbly jou in die Heer, ek herhaal, verbly jou. En hy het altyd vir my maale gesê, jy moet nie te in die lewe gaan nie. Niks moet te wees nie. Jy moet nie te ryk wees nie, jy moet nie te maar wees nie, jy moet nie te arm wees nie, jy moet nie te wees in jou lewe nie. Maar hy sê, daar's een ding wat jy moet te wees. En dis tevrede. En ek het nogal dit baie keer in my lewe gesien. Wanneer ek net tevrede in my lewe geraak het, is dit dan wanneer God vir ons sê, jy's op my pad. Kom ons gaan raak net tevrede met ons situasie, met die lewe wat ons omgaan, met die kar wat ons het, met die klere wat ons aantrek. Wees tevrede. Amen.
Here, maak ons bewus van ons omstandighede. Maak ons oë oop om te sien dat ons nie nuwe goed nodig het om tevrede te wees nie. Maar om 'n lewendige verhouding met U te hê, skep vreugde, vrede en tevredenheid. Here, ek wil in U bly wees en ek wil slegs in U bly wees. Here, kom speel 'n groot rol in ons lewe en maak ons so gerig net op U. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Geliefdes, gaan nou uit en verbly julle in die Here en gaan verkondig sy goedheid oor die hele nasies. Amen.